Nou vriende, ons gaan dadelijk aan met die bediening van die woord, en ek het gedink, ek gaan hierdie jaar, kom ons sê maar as my laaste jaar, regtig 'n bietjie fokus op die moederskap vanuit die skrif, en ook by Vadersdag, oor die Vaderdag uit die skrif, en kom ons gaan dan blaai vir die oomblikke na 2 Timoteus hoofstuk 1, vers 1 tot 5 gaan ons saam lees. Dit is Paulus wat skryf vir Timoteus. Nou dit is een van die 3 pastorale briewe, 1 en 2 Timoteus, en Titus is 'n pastorale brief. As jy nou die Nuwe Testament seminar gedoen het, dan sal jy weet. So hy skryf nou vir hom as sy seun in die geloof. Hy het hom self groot gemaak, hy het hom heel waarskynlik na die Here toe gelei, maar die geloof was reeds gedeponeer. Nou sê hy, Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is. Aan Timoteus, my geliefde kind, nou groet hom, genade, barmhartigheid, vrede van God, die Vader en Christus Jesus, onze Here. Ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink. Terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En ek herinner my die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat daarvan as ek oortuig ook in jou is. Is dit nie mooi nie? Is dit nie 'n mooi gedeelte vir 'n Moedersdag nie? Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by hierdie gedagte. Ek herinner my aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou ouma Louise, en toe in jou moeder Eunice, en nou in jou. Sien jy hoe sy die geloof van geslag tot geslag oorgedra word? En ek gaan dan vanoggend met u praat by hierdie geleentheid oor die gedagte van Bybelse moederskap. En ons gaan vandag so 'n bietjie praat, vriende, oor dit, want moeders is vir ons baie, baie spesiaal. Ons hou nie Moederdag, omdat die ou wêreld kommersieel daarna kyk nie. Want ons sê altyd, as jy nie elke dag jou vrou en jou moeder hanteer so spesiaal nie, moenie dat die wêreld vir jou kom dikteer, om het 1 keer 'n jaar te doen, en dan 'n klomp geld te spandeer nie. Ek sê nee, doen dit elke dag. My ou skoonmoeder is al 'n klompie jare terug gelede, maar sy het altyd gesê, moenie vir my blomme bring nou nie. Of nee, bring vir my nou blomme, verskoon tog. Moet dit nie na my graf toe bring. Is dit nie waar nie? Ons wil so baie by die graf kom staan en dan wil ons blomme bring. Nee, bring blomme nou. Gee nou vir hulle die dank, gee nou vir hulle die erkenning. Wees nou deel van hulle wat sê, ons waardeer julle. So kom ons gaan kyk na iemand wat ook 'n baie besondere moeder gehad het, en hy het hierdie moeder op 'n baie besondere manier vereer. En vanoggend gaan ons die moeders, wat ons so deur die Bybel gaan vat, gaan ons vereer. Ons gaan dit vir onsself toepas, vir ons almal. En dan gaan ons dit vir ons eie lewe kom vat. Vriende, ek vind myself in die prentjie van, ons is op die kruis van Golgotha. Jesus is oorgegee, hy is gegeesel, hy is naak uitgetrek, hy is geslaan, hy het die kruis op sy, die doringkroon op sy kruis, hy het 'n gestalte dat jy nie as 'n mens dit kan aanskou nie, is een wond, daar hang hy. En terwyl hy afkyk in die gehoor, sien hy sy moeder. Sy is daar. En dan kom hy en hy kyk na sy moeder, en hy kyk na sy geliefde apostel, sy geliefde disipel. Nou as jy bietjie die Bybel ken, daar's 'n pragtige boek van Dominee Henny oor die 12 disipels, maar Jesus het 3 ouens gehad wat baie naby aan hom was. En dis doodnormaal. 3 ouens wat baie naby aan hom was. Ander was naby aan hom, ander was saam met hom. Maar daai 3 ouens was Petrus, die leier, Jakobus en dan Johannes. En van daai 3 is die een bekend as die apostel van liefde. En nou kom Jesus en kyk nou mooi na wat hier gebeur. En toe Jesus sy moeder sien, nou moet jy die agtergrond ontstaan waar hy is op die kruis, nee. En die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan. So waar staan Johannes? Kan julle sien? By Maria. Sy's gebroken. Hy staan by Maria en hy sê vir sy moeder, vrou, daar is die seun. En hy sê vir die disipel, daar is jou moeder.
En van daardie uur af, het die disipel haar in sy huis geneem. Wow. Wat doen Jesus? Hy herken haar as sy moeder, hy herken haar teenwoordigheid, hy herken haar hele lewe, en hy los nie na, hy gee vir die apostel van liefde, en hy het na haar gekyk, soos sy eie moeder, tot die dag van haar dood. En sy is nie 'n geheiligde nie, vriende. Sy is nie geheilig deur die kerk nie. Sy is 'n gewone mens, met baie buitengewone genade wat sy van God ontvang het. Ons bid nie tot haar nie. Ons herken haar as Jesus se moeder, en dis waar dit stop. Maar vriende, wanneer ons nou kyk, wat ons dag gaan doen, ek gaan vandag so 5 dames uit die gemeente uit die Bybel uitvat. En ons gaan net loop en ons gaan 'n mandjie pak. So kry vir jouself die prentjie, jy loop met 'n mandjie hier op 'n mark en hier's baie vrugte, en altyd doen ons by elke rak gaan ons vir ons 'n vruggie inlaai. By elke rak 'n ander vrug gaan ons oplaai. En dan gaan ons met hierdie mandjie vrugte gaan ons nou huis toe. So wat ons gaan doen, ons gaan so 'n bietjie deur die skrif beweeg en ons gaan by moeder stil staan. En dan gaan ons kyk wat het hierdie moeder wat die Bybel nou so lig gehad, wat ons van wil leer en ook van ons eie wil maak. Nou vriende, die woord van die Here is baie duidelik rondom ouers. Dis die enigste gebod in die skrif. Enigste gebod van die 10 wat sê eer jou vader en jou moeder sodat jou dae verleng kan word. So ons kyk na dit vanuit die hart van God, en daarom wil ons vandag kyk na 'n paar voorbeelde van moeders vanuit die Bybel. Kom ons met Bybelse moederskap soos gesien in Sara. Kom ons begin by Sara. En wat het Sara wat die Here vir ons wil kom leer? Wat het Sara wat die Here vir elke man wil kom leer? Ja, hoor my mooi. Dit wat ons hier by Sara gaan leer, is iets wat God in ons elkeen soek. En dit is daardie innerlike skoonheid. Hierdie was 'n baie besondere mooi vrou. As jy die verhale gaan lees, sal jy onthou op 'n stadium moes Abraham 'n leuen vertel. Sy was so mooi dat hy wou nie gehad het, hulle weet dit sy vrou nie, dan sou hulle haar vat, toe sê hy dis haar suster, en toe kom haar waarskuwing om te sê, pas op, as jy hierdie vrou vat, het jy moeilikheid. So ons weet sy was 'n baie, baie mooi vrou. Maar vriende, daar is iets anders wat die Bybel vir ons beskryf oor Sara as die moeder. En dit is dat sy 'n innerlike skoonheid gehad, en die Bybel noem dit 'n onverganklike versiering van sagmoedigheid en 'n stil gees. Jy sien vriende, die uiterlike vergaan. In een oomblik, een ongeluk, een verkeerde ding, kan jy al jou skoonheid van buite in 'n oomblik verloor. Dis tydelik. Maar waarvan die skrif hier praat, is 'n innerlike skoonheid wat so diep in hierdie vrou was, dat die Bybel praat vir 'n onverganklike innerlike skoonheid. En Petrus kom verhaal dit later van jare. Hy het ook met vrouens gewerk, en soos in baie gemeente is die meeste van die gemeentelede vrouens. In die nie-blanke kerk is die meeste lidmate gewoonlik vrouens. As jy kyk na die gewone kerk, nie altyd so sterk in ons kultuur nie, maar die meeste mense is die vrouens wat die voortou neem. Ons is dankbaar dat by ons nie altyd so nie, maar Petrus skryf nou aan mense. En nou sê hy vir die vrouens wat nou by hom kla, maar my man is ongered, my man wil nie die Here dien nie. Nou skryf hy in daai gedagte vir hulle brief, en ek lees gou vir julle uit 1 Petrus hoofstuk 3. Hy sê, julle versiering moenie uiterlik wees nie. Haarvlegter en omhang van goud en aantrek van klere nie. Maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stil gees wat baie kosbaar is voor God. So kom ons stop dit vir 'n oomblik daar. Beteken dit nou 'n vrou mag gaan nie mooi maak nie? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Moenie die skrif verdraai om te sê wat jy wil sê. Dis nie wat daar staan nie. Want ek lees in die skrif dat die bruid dan mooi maak vir haar man. Ek lees in Hooglied dat hierdie vrou haar gereed maak vir haar man. Sy maak haarself mooi. So nee, wat die Here sê, die klem, dit wat in die hart is, moenie gaan oor die uiterlike, dit wat ons buite kan doen nie. Daar het ons gemeer kunstenaars, ons het pragtige vrouens wat dit kan doen, hulle kan mooi hare doen, hulle kan pragtige grimering doen, en van hulle doen dit by uitstek baie goed. Maar hier praat hy van 'n innerlike mooi maak.
Daar diep waar net die Gees van God dit kan doen. En dan gaan hy aan en hy bou nou voort hierop, hy sê, want so het vroeër ook die heilige vroue, wat op God gehoop het, hulle self versier. En hulle was hulle eie mans onderdanig. Nou weer eens die gedagte, die inlegkunde wat sê, hulle was die slawe nie. Nee, hulle het hulle manne gerespekteer, met eerbied en respek teen hulle manne gewandel. Hulle self versier en hulle was hulle mans onderdanig. Soos Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom haar Heer genoem het. Wie se kinders julle geword het, as julle goed doen en geen enkele verskikking vrees nie. Wat kom leer ons by Sara? Sara, die moeder van die geslag, die moeder van die Joodse geslag, die moeder wat uiteindelik in daai bloedlyn deur Jesus sou voortbring, kom in die Bybel beskryf as 'n moeder met 'n innerlike skoonheid. En baie mans sal nou sê, ja, as ons nou lees van hierdie stil gees, is hulle minder praat. Nee, dis glad nie wat hier staan nie. Dit praat van 'n gesindheid wat in hierdie mens was, wat God in elke mens wil hê. Hy praat van hierdie onverganklike geskenk van sagmoedigheid en 'n stille gees. Dit gaan nie om hulle moet stil word nie, net hulle praat, dis hoe God hulle gemaak het. Maar 'n sagmoedige en 'n stil gees, wat so by Sara geïdentifiseer word. Dis wat ons uit hierdie rak uit wil haal. Daardie innerlike skoonheid. En vind dit is wat God vir my as man soek. Dis wat hy vir jou as vrou soek. Dis wat hy vir jou as jong mens soek, is om daardie binnekant te beklee met homself, dat hy dit vir jou mooi maak. Daar is baie keer mense wat na jou toe kom, wat nie uiterlik baie aantreklik is nie. Hulle het nie al die regte voorkoms van 'n kom ons sê van 'n model nie. Maar as iets in hierdie man of die vrou wat jou so aangryp en baie keer kom jy agter, dis iets hier binne. Kom ons wys vir hoe dit vir ons almal belangrik is. Paulus skryf in die gemeente van Kolossense, hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God. Nou noem hy hulle, hoe is hulle? Hy sê julle is heiliges, geliefdes, met innerlike ontferming. Dis waarom julle moet beklee, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid. So jy moet jy en ek moet onsself kom beklee. Kyk die geselskap waarin sagmoedigheid lê. 1 Timoteus 6 vers 11 praat hy met 'n man van God, 'n dominee. Hy sê, maar jy, man van God, vlug van die dinge af weg. Hy sê, dan jaag jy na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig die Here in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen, om aan elkeen wat rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Dis jou getuienis. Jy loop nie oor mense met jou getuienis nie. Jy veroordeel nie mense met jou getuienis nie. Jy het 'n baie besondere innerlike skoonheid waar Jesus kom werk het. En dis wat jy vir mense aanbied. Nou is die vraag, wat is hierdie sagmoedigheid waarvan ons hier praat? Wat is hierdie sagmoedigheid wat hierdie vrou gehad, wat die Here wil hê en elkeen van ons moet lewe? Ek het hom so kort opgesom. Sagmoedigheid in die Bybel is nie 'n swakheid nie, maar 'n krag wat onder God se beheer staan. Daardie Griekse woord wat hy gebruik, word ook gebruik vir medisyne wat sterk is, wat jou in die stilte genees. Met ander woorde, hier's 'n siekte, jy gee hulle 'n medikasie, jy hoor nie, jy sien nie, maar hy werk kragtig in die stilte en mense word gesond. Dit word ook gebruik, vriende, vir 'n perd wat gevang word, wat wild is en wat hulle inbreek. En ons het nou die voorreg gehad daar in Amerika om te sien. En jy sien op televisie, jy sien dit baie keer op rolprente, maar om dit in die lewende lywe te sien en te sien, daar's geen editing nie gedoen nie. Daar's geen verandering gedoen nie. Daar's geen take 2 of 3 gedoen nie. Dis lewend. Dan besef jy weer, wow, wat hy perde kan doen. Hoe hy perde kan gehoorsaam. Daai gehoorsaamheid van 'n ingebreekte perd wat onder bevel staan van sy drywer, dis sagmoedigheid. Dis krag onder God se beheer. Dis 'n sagte, nederige, rustige gesindheid wat nie hard, trots of wraaksugtig optree nie, maar met liefde, geduld, selfbeheersing reageer, selfs wanneer die mens verkeerd behandel word. En jou volmaakte voorbeeld, Christus Jesus. Jy lees daarvan in Matteus 11, as jy kom na my toe om wat vermoeid en belas is. Nou sê,
Ek is sagmoedig en nederig van hart. En dit is wat ons vind by Sarah. Haar voorbeeld is die van innerlike skoonheid, en mag die Here vandag vir ons op 'n punt kry, waar ons na hom toe kom met ons siel en ons gees en sê, Here, hier is ek, kom maak my innerlik mooi. Here, kom verander my innerlik soos ek moet wees. Here, kom maak my 'n sagmoedige mens, onder u gesag van u gees. Daar wil ek bly. Helende woorde, helende gedagtes, helende handelinge. Dink so aan Spreuke wat sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Partykeer kan mense jou die hardste goed toesê, en dan reageer die kind van God vanuit die binnekant, want hier is ons sê wat binne is, kom uit, met 'n sagte antwoord. Dis die voorbeeld wat God van ons soek. En ek en jy kan dit nie doen nie, vriende. Ons kan net gaan aanmeld te sê, Here, deur u gees, kom doen dit vir my. Terwyl ek in oorgawe met u wandel, of ek 'n man is, of 'n vrou is, kom begin hier binne, maak my mooi. Hoekom? Want dit wat binne is, gaan uitkom buite toe. Maar kom ons vat nou na 'n volgende voorbeeld toe, wat ek ook vind in die skrif, vriende, en dit is die moederskap van Jochebed. Kom ons kyk gou wie weet, wie is Jochebed? Wie kan vir my sê? Hoef nie te sê, sê net wie kan vir my sê, wie is Jochebed? Ek het ook nogal gewonder. Kom ek lees vir jou. Geef jou prentjie, hoe Johan al sê, ek gee jou leidraad. Kom gee jou leidraad. Daar is hy. Moses se moeder. Ok, so daar lees ons daarvan in Eksodus 6, vers 19. En Arman het Jochebed, sy tante, vir hom as 'n vrou geneem, en sy het vir hom Aaron en Moses gebaar. En die lewensjare van Aaron was 137 jaar. En nou kom lees ons die verhaal van hierdie besondere vrou. Ons staan stil by die tweede klomp vrugte. Kom ons kom haal uit die geloof en die invloed van hierdie moeder, Jochebed. Wat het sy gedoen? Vriende, ons ken haar verhaal, maar sy het eenvoudig, toe die koning sê al die seentjies moet doodgemaak word, want hulle was bang vir 'n heerser wat sou opkom, en hulle was bang vir profesie wat vervul sou word, hulle was bang, het sy haar kindjie gevat, en sy het hom ons in die mandjie gesit, en die man uit die huis van Leef het gegaan, en 'n dokter liefde geneem, die vrou het swanger geraak, en 'n seun gebaar, en toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. En toe sy hom nie langer verbolke kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van bissies geneem, en lijmgrond en pik bestryk, en sy het die seentjie daar neergelê, en dit in die riete in die Nyl gesit. Nou, ons ken die verhaal, hoop u ken hom. Die skrikwekkende ding is, vriende, deesdae as jy oor hier goed praat, weet kinders nie waarvan jy praat nie. Dis my skrikwekkend. Ek hoop u lees vir u kinders nog die Bybelverhale, en ja, 'n kinderbybel is 'n wonderlike ding, want ons ken die verhale. Maar 'n kind moet dadelik weet wat hier gebeur het, en ons weet wat het gebeur, dat hy gekry is, en toe weer teruggegee is, en hulle het hom groot gemaak, en toe gespeen is, het hom weer teruggebring na die vrou, toe het hom groot gemaak as 'n prins. Ons ken die hele verhaal, ons weet wat daar gebeur het. Maar vriende, wat ons hier sien is 'n moeder, wat haar geloof in God geplaas het. Wat gesê het, Here, in die geloof, gaan ek hierdie kind in die geloof in 'n mandjie sit. En Here, wat ook al hier uitkom is in die hande, en die Here beskik sodat daai kindjie terugkom na haar toe, sonder dat hulle weet. Sy soog die kind, sy maak hom groot om hom later oor te gee, en hy groei dan op as 'n prins daar in Egipte. Maar daar het 'n dag gekom, vriende, wat hy gekonfronteer is met die waarheid wat hy geken het. En kom ek lees vir die waarheid waarvan ons hier praat. Deur geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, hulle nie die gebod van die koning gevrees het nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Kan jy sien dat Moses al bewus was van Christus wat sou kom? Dat hy gehandel het op grond van dit wat beloof is?
Ek en jy kyk vandag terug na die kruis toe, hy kyk na die kruis toe, maar die vraag is, hoekom het hy die keuse gemaak? Hoekom het hy die keuse gemaak om eerder saam die Jode te wees? Want vriende, sy fondasie is gelê deur sy moeder. Sy moeder het hom van kleins af geleer, wie's God, wie is jy, waar pas jy in, en omdat die Egiptenaar hom gekry het, is hy toe teruggegee, maar hy het hier binne in sy hart, wil ek sê, is die waarheid gedeponeer, die saad is gesaai, en toe hy daar kom, wanneer hy 'n keuse moes maak, toe ontkiem die saad, en hy verstaan opnuut, my plek is nie tussen hierdie klomp heidene nie, my plek is saam die volk van God, en op grond daarvan maak hy 'n keuse. So wat leer hy by sy moeder? Die geloof in God en die invloed wat sy gehad het op haar kind. Ouers, u en ek lewe in seker van die mees booste, ek weet nie maar so 'n woord is nie, dae van alle tye. Ons kinders word van kleins af blootgestel, ons is relatief nog beskerm in Suid-Afrika, relatief. Maar ek wil sê, as jy oor die grense gaan, as jy gaan in Europa en in ander plekke, dit is skrikwekkend wat daar geleer word. Evolusie as 'n oortuiging, al hierdie selfde huwelik dinge, mans wat aantrek soos vrouens wat aantrek soos man, word aangebied vir kleuterskoolkinders en almal klap hande, was te oulik en ons is vir hulle so lief en dis hoe die propaganda eenvoudig in ons ingepomp word. Ons het net 'n klein rukkie vandat ons kinders het tot daai kinders in die hande van die wêreld geplaas word. Want jy kan hom vashou. Maar hulle gaan maatjies kry. Jy kan selfs tuisonderrig gee, maar hulle gaan iewers gaan hulle in die wêreld inkom. En as daai fondasie nie vasgelê is nie, vriende, dan raak hulle die pad buister. Moeders en vaders, ons moet opnuut weer manne en vroue van die geloof wees. Wat my staan om my kind vir die Here te beïnvloed. Om die waarheid van my getuienis vir hom en haar te leer. Dat hulle sal sien hoe ek en jy die Here dien. Hoe ons probleme hanteer op ons knieë. Dit gaan hulle nie leer in 'n skool nie. Hulle gaan dit leer op 'n ander plek nie. Hulle moet dit by die ouerhuis leer. Dis wat ons leer by hierdie moeder van Moses, Jochebed. Mag u en ek vandag opnuut besef die geweldige verantwoordelikheid en voorreg om in te bou in ons kinders en hulle vir God te gee, want hy behoort uiteindelik aan hulle. Mag die Here ook vir jou hierdie mooi waard in jou mandjie kom plaas. My geloof in God en my invloed op my kind is my en jou verantwoordelikheid. Maar 'n derde gedagte wat ek raak vind tussen die moeders, vriende, is die moeder Hanna. En sy is vir ons 'n voorbeeld van 'n gebedsmoeder. Nou jy kan haar verhaal gaan lees, vriende, en daar in 1 Samuel kan jy verhaal gaan lees, maar kom ek gee vandag vir die verhaal, gaan ek die teks opgooi, ons net so 'n bietjie kyk na die prentjies laat ek rader in as geskryf. Maar sy was 'n vrou van 'n man wat meer as een vrou gehad het. En die ander vrouens het kind gehad, die ander vrou het kind gehad, Penina, en hierdie Hanna kon nie kinders gehad het nie, en in daai tyd was dit 'n verskriklike erg ding as jy nie kinders het nie. Hulle het gesê, maar die vloek van God rus op jou, en jy is 'n vloek vir die nasie, en jy is 'n struikelblok vir, daar's baie goed wat daarmee saamgegaan het, maar hierdie vrou gaan, en sy gaan sit daar by die tempel, en sy begin haar pyn met God deel. Kyk mooi, die verhaal van Hanna, wat eintlik die verhaal raak van Samuel, begin nie op 'n hoogtepunt nie. Hy begin in pyn. Waar sy hierdie teleurstelling, nie die pyn na God toe vat en gaan sit, en sy het nie aandag getrek met snaakse dinge nie. Sy het nie aandag getrek om almal hoor hoe ek bid nie. Sy gaan sit en sy prewel 'n gebed. Ook lees dit vir jou. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en geween.
Hy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die elende van die diensmagd aansien en aan my dink en aan die diensmagd nie vergeet nie, maar aan die diensmagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal sy hoof kom nie. En by die wisseling van die jaar het Hanna wat swanger was 'n seun gebaar hom Samuel genoem. En ek het gesê ek het hom van die Here gebid. Vriende, hier vind ons 'n moeder wat haar pyn na God toe vat in berou gebed. Sy het bitterlik geween. Ken jy daardie ween waar jy nie hardop huil nie, waar jy nie hardop praat nie, waar jy net sit maar jy huil innerlik, bitterlik gehuil, bitterlik seer, bitterlik geskok, bitterlik voor die Here, en daar kom die Here en hy aanskou hierdie vrou se geloof. 'n moeder in die geloof, wat kom en sê, Here, ek hou u vas vir hierdie behoefte van my lewe. Ek hou u vas en ek gee hom vir u terug. O, vriende, daar is 'n belangrike les om te leer. Ja, ontvang van die Here jou kinders, maar gee hulle terug ook aan die Here. Lewe asof jy hulle vir die Here gegee het. Loop voor, dat hulle kan sien, hulle behoort aan die Here. Sy het nie met hierdie pyn gevat en weggehardloop nie. Sy het nie bitter geraak teenoor God nie. Sy het nie gaan vra, wat is al die kwessies nie. Sy het na God toe gegaan en gaan bid. En haar verhoring, haar Debakang gebed gee vir ons Samuel, een van die grootste persone in die Ou Testament. 2 boeke geskrywe, 1 en 2 Samuel. Hy is die laaste rigter. Hy is die eerste profeet. Hy salf die eerste 2 konings. Wat 'n man van God. Daar's 'n pragtige fliek wat onlangs gedraai het, die eerste geleentheid, iets van Dawid, ek het nou die naam vergeet, maar 'n verhaal van Dawid, maar daar speel hy, as jy hom sien, hierdie kosbare man, wat in stilte net God se werk doen. En miskien is daar vanoggend hier 'n moeder, of 'n ouma, wat seer het, wat bekommerd is oor jou kinders, wat sien hoe hulle uitrafel, wat sien hulle wil die Here nie dien nie, hulle sit hulle voet in 'n kerk nie. Wat kan jy doen? Gaan op jou knieë en sê, Here, soos Hanna van ouds kom, vat ek hierdie vrug uit Hanna se mandjie uit, ek kom vat op myself, en ek kom tree in vir my kinders. Ek kom los hulle by u. Ek kom vertrou u in die geloof dat u vir hulle sal vat en hulle sal bring waar hulle moet wees. Lukas 18, waar Jesus leer, dit is hierdie vrou wat gebid het en geklop het, en toe sê hulle, gaan weg, toe gaan sy terug en sy bid, klop weer en klop jy tot hulle oopmaak. Lukas 18, ons klop, ons word nie moedeloos nie, ons klop. Wat 'n oproep aan ons as ouers, aan moeders veral, maar ook aan ons vaders, om gebedsvernote te wees vir ons kinders op ons knieë. Om ons kinders en ons kleinkinders in Here op te dra en te vra, Here, kom bereik u goddelike doel. Eers met my, maar ook met hulle. En dis wat sy doen. En ek gee net een vrou opgooi, wat so in die geskiedenis groot impak gemaak het. Jy kan na storie gaan kyk, Susanna Wesley. Sy het 19 kinders gehad. Nie almal het oorleef nie, maar sy het baie uitdagings geken, moeilike finansiële tye, 'n man wat baie weg was, en sy het al die kinders groot gemaak by die huis, en daar was altyd oma's, as hy kos maak was hulle daar, maar sy was 'n vrou van God, en sy het met God tyd gemaak. Ons het laas oor haar ook gepraat, dat soveel mense sê, ek het nie tyd nie. Hulle vertel dat hierdie vrou op 'n stadium in die kombuis, as die kos nou was, dan vat sy haar voorskoot en sy gooi hom oor haar kop. Dan is dit haar stilte tyd. Dan bid sy tot God. Sy bid vir die kinders. Sy het hierdie kinders op die knieë voor haar gaan sit, in die oë gekyk en met hulle gepraat oor die Here Jesus. Sy het vir hulle gebid, sy het hulle bemoedig. Elkeen van daai kinders, ek weet nie hoeveel het oorleef, maar sy het 19 kinders gehad. Uit hierdie familie uit, vriende, kom uit Charles Wesley en John Wesley. Manne wat herlewings gepreek het. Manne wat die Methodiste kerk van ouds begin het. 'n Heiligheidsbeweging, 'n pietistiese beweging was hulle jare terug, nie meer nie, maar daardie was hulle daar. Maar waar gebeur dit alles? John Wesley het die wêreld aangeraak. Kyk mooi, omdat sy moeder die hemel aangeraak het. Het jy dit?
John Wesley die wêreld omgekeer, hy en sy broer, op grond van sy moeder, wat die hemel aangeraak het. En sy, jy kan na haar lewensverhaal gaan kyk van hierdie vrou, wat haar stiltetyd hou onder haar voorskoot. En die kinders vertel, Charles vertel later, as ma haar voorskoot oor haar kop gooi, dan pla jy nie. Jy vra nie, jy is nie stout nie. Jy eerbiedig daai tyd, want dit is haar tyd met God. Geen een van ons het vandag verskoning om te sê, al ek bid nie, ek het nie tyd nie. Gaan leer by Hannah, gaan leer by Susanna Wesley. En mag ons hierdie stuk vrug vat en ons mandjies kom bære. En mag ons weer mense wees wat terugkom na ons knie toe, vir ons kinders. Ons het weer gesê in die verlede, gaan na die onderwysers toe by die klas, gaan kry daai onderwyser se naam, kry daai kinders se naam, gaan by die huis, sit op jou knie, bid vir daai kinders. Vriende, as ons daai kinders bly bid, wil ek vir sê, oor 10, 15, 20 jaar van hieraf, staan daar sendelinge en predikante en pastore op, wat uit daai gebede uitgebore is. Maar so maklik om Gods water of Gods akker te laat loop. Nee, wat is die onderwys se probleem? Dis die kerkraad se probleem. Dis jou probleem. Dis my probleem. En God roep jou en my, om opnuut betrokke te raak in gebed. Nie net vir jou kinders nie. Daar's baie mense wat nie eens kinders het nie. Maar ander kinders, om in gebed in te tree. Ek daag jou uit. Wil jy dit nie doen nie? Wil jy die name gaan kry nie? Wil jy dit nie vir jou lys sit nie? Wil jy nie voor God gaan lê, soos hierdie moeder Hannah nie? Maar 'n vierde gedagte wat ek kort wil optel, vriende, is die moeder van Deborah. Onthou julle die Ou Testament seminar? Onthou julle die handgebaar? Dat ek het gou mooi ding moet gegaan. Daar was in die tyd geen koning nie. En almal het gedink, nee, daar was in die tyd geen koning en elk het gemaak soos hy wil. Die handgebaar was, in hierdie tyd was daar, hier sê, elkeen het gedink, gedoen, wat reg was, in sy eie oë. Behalwe Rut en Samuel. Daar het die handgebaar. In daai tyd van rigters, was daar geen koning nie. Elk het gemaak soos hy wil. En Rigters se prentjie kan jy onthou, 7 cycles, 7 siklusse van wat die Jode afvallig raak, en dan vat die vyand hulle oor, dan huil hulle, en dan stuur God 'n rigter, hy kom verlos hulle, bring hulle terug na die Here toe, dan gaan die rigter weg, en dan 7 keer gebeur, dan gaan hulle weer agter afgode aan, hulle raak weer afvallig, en hier is 'n vrou wat ook 'n rigter was, Deborah. En wat leer ons by haar? Bybelse moederskap, soos ons sien by Deborah, 'n voorbeeld van noodgedwonge leierskap. Ek wil hê jy moet saam met my lees. Jy kan haar verhaal gaan lees in Rigters. Maar kom ek lees vir jou Rigters 5:1 versie. Kyk mooi. Leiers het ontbreek in Israel, totdat ek, Deborah, opgestaan het. Ek, 'n moeder in Israel, opgestaan het. Is dit nie mooi nie? Hier is die volk. Elkeen doen wat hy wil. Daar is nie 'n koning nie. Rigtingloos, verval onder die vyande, verval eenvoudig in sonde. En daar is niemand om op te staan nie, en ek, 'n moeder, staan op. En sy gaan kry vir Barak, en sy sê vir hom, los jou bangheid, los jou vrees, staan op en beklei vir ons, en die Here gebruik haar, en hulle loop oor die vyand, en die Here verlos hulle deur Deborah. Hierdie punt wil ek baie kort hanteer, vriende. U en ek lewe in 'n tyd van vaderlose huwelike. Ons dank die Here vir elke huwelik waar 'n vader en moeder betrokke is wat God liefhet. Maar ek wil vandag opnuut my hoed afhaal vir elke moeder wat alleen haar kind moet grootmaak. Ek wil julle regtig vanoggend salueer. En ek ontmoet baie van hulle in die wêreld. Ek ontmoet baie hulle in die gemeente. Ek het in die week een van hulle weer ontmoet. Wat so regop kan staan en sê, ek maak hierdie seun groot. Ek loop die pad van die Here. Ek sal hom groot maak vir die Here. En dan sê ons, dit is wat ons hier raak sien by Deborah. 'n noodgedwonge leierskap. Papas en mamas, moenie wag dat iemand vir jou en jou kinders opstaan nie. Staan op vir jou kinders.
staan op vir hulle redding, staan op om hulle vir die Here te wen. Jy en ek moet dit doen. Noodgedwonge leierskap. Soveel jare sê die skool moet dit doen, die kerk moet dit doen. Vriende, kom ek gee vir jou 'n skrikwekkende realiteit. As jou kind elke Sondag van die jaar by die sonnaskool is, elke Sondag van die sonnaskool jaar, het ons maksimum 30 ure wat ons in sy lewe kan inbou. Nou vat hom skool toe, 6 ure. Hulle het in 1 week die hele jaar se tyd om aan hy kind in te bou. Nou kom hy nog in die verkeerde skool. Nou kom hy by die huis, volgende 6 ure, wie bou hom in? Die Facebook en die Instagram. Ek weet se grams alles nie. Daar is soveel grams daar buite, ek kan nie eens byhou nie. Dis wat in ons lewens inbou. Ons het net 6 ure. En dan hoop ons, u bring hom saam kerk toe en nog hier ook is met daai ekstra paar ure. Maar sien u die prentjie? Verstaan u hoekom God vir ons sê, ons het noodgedwonge leiers nodig om op te staan in ons huise. Papas, staan in die naam van die Here op vir jou gesin. Staan op en neem die leiding. Bring hulle kerk toe, neem hulle Bybel toe, bid saam met hulle, neem die leiding. Dis noodgedwonge. Hey moeders wat alleen is, dankie vir julle. Dankie dat julle die pad loop, dankie dat ons julle kan ondersteun, maar neem die leiding. Soos 'n Deborah. Ek sluit af. Die laaste pragtige vrou wat ons in die Bybel ontmoet, vriende. Sy is ons 'n voorbeeld van oorgawe getrou navolging. Haar naam is Maria, die moeder van die Here Jesus. Vriende, sy kry 'n boodskap uit 'n engel, van 'n engel. Sy is in 'n verhouding met Josef. Hierdie engel kon gee vir haar baie snaakse nuus. Sy gaan swanger word. En sy gaan 'n kind baar. Maar die Here gaan dit self doen. Uiteindelik toe die verloving daar is en die nuus breek, toe dink Josef, nee, ek moet van haar skei, die skande, ek kan nie. En die Here kom nie aan en sê vir Josef, dit wat hier gebeur is nie van mense, dis van my. Ek wil hê jy moet vir jouself indink, hierdie jong dogter wat hierdie nuus kry van God. Jy gaan 'n kind baar. Maar ek was nog nie saam met my man nie, ek was nog nie saam met 'n man nie. Maak nie saak nie. Vriende, sy was 'n maagd. Ek wil jy moet tog reg help. Gaan kyk na die nuwe vertalings van die Bybel. Dan sien u wat sê die profeseë in baie van die nuwe vertalings sê, en 'n jong dame sal swanger word. Vriende, daar's 'n reuse verskil. Dis 'n jong dame en 'n maagd. Dis hoe die Bybel verdraai. Nee, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar. En hier is sy kry die nuus en kyk na haar antwoord. En sy was 'n jong dogter, jong vrou. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit my gaan volgens u woord. En vir ons ken haar lewe, hoe sy bonatuurlik swanger raak, hoe sy 'n samelewing moet in die gesig staar vir wat met hier gebeur, hoe sy met God in oorgawe wandel, hoe sy die seentjie groot maak, saam met ander seuns en dogters ook, sy het ander seuns en dogters ook gehad, maar sy maak hulle groot, maar sy het geweet van dag 1 af, hierdie een is baie spesiaal. Het sy die hele prentjie verstaan? Nee. En dis die wonder van Maria, sy het nie die hele prentjie verstaan nie. Sy het net God se woord gehad dat sy gaan iets spesiaals doen en sy maak die kind groot. Hy hou dit kort, sy maak hom groot. Op 12 moet sy maar gaan soek sy na 'n paar dae se reis moet sy hom gaan soek en sy kry hom daar by die tempel, sy bring hom terug. Sy volg hom, sy's al die pad daar in sy bediening, sy bid vir hom, sy saam met hom, sy luister na sy teaching, sy's daar. Vriende, sy loop saam tot waar? Tot op die kruis, het ek vir gelees in die begin. Daar in die begin toe die disippels pad gevat het. Toe die grootste gros van hulle uitmekaar gespat het. Dis Maria, sy moeder, daar by die kruis. Sy volg hom tot die einde toe. 'n Vrou wat absoluut oorgegee is aan God en geloop het tot die einde toe. Toe die moeilikheid kom, is sy na rug gedraai en geloop nie. Sy het God bly vashou vir haar kinders. Hulle maak droog
papas en mamas, oupas, oumas, hulle maak soms droog. En 'n mens, ek weet, wil hulle soms iets aandoen, maar staan net 'n oomblik terug en sê, God, ek gee hulle vir U, en ek vertrou U om uiteindelik die kosbare doel in hulle lewens te bereik. Ek staan by hulle, deur dik en dun, tot op die einde. And that's what godly parents does. Dis wat ons doen. Dis die roeping wat ons het. Dit is wie Maria is. Het jy opgemerk, as jy gaan lees, vriende, dat nadat Jesus gesterf het en begrawe is, en opgestaan het, jy lees van Maria waar die graf was, dit was nie sy moeder nie, dit was Maria Magdalena. Maar waar vind jy weer sy moeder? Daar sê die disciples sê, gaan op na die boventrek en wag. En dan gelees jy in Handelinge 1 vers 14. En daar in die boventrek was die disciples by mekaar, en die moeder van Jesus, Maria. Sy was daar toe die gees van God uitgestort is. Sy het besef toe alles gebeur, hoe pas alles redelik aan mekaar. Maria kies om God te dien, al verstaan sy nie alles nie. Kies om die pad van God te loop, terwyl die wêreld dit afkeur. Sy kies die pad van pyn, bo die pad van vlug. Sy kies die uitdaging van 'n besondere kind. Sy kies om saam met hom te wees in die uitdaging van die bediening. Sy kies die prys van die kruis. En sy wag op die belofte van die Heilige Gees. Wat 'n moeder. Mag ek so klein persoonlike getuienis inrol van my kant af? My ou moeder het elke dag van haar lewe vir my bediening en my vrou en my kinders gebid. Sy was baie getrou in die EG Kerk, sy is ook hier gered, sy het vir elke predikant heel bo op die lys begin regdeur gebid, dan sy elke gemeente gevat en hom regdeur gebid, en sy was op 'n stadium blind geword, sy was in 'n reistool in 'n ouer huis in vrede, dan vra ek vir haar, ma, wat doen jy met jouself? Ek as hy pa, sy sê, seun, ek bid. Dan sê sy, ek bid vir die dominees, ek bid vir jou bediening, ek bid vir my kinders en my kleinkinders, ek bid vir elke gemeente van ons kerk, ek bid vir elkeen van die familie, ek sê as jy klaar is, ma, sê, dan bid ek weer. Vriende, ons kom soms in ons eie lewe en ons sê, hoe het ons 30 jaar gekom? En dan vat die Here my elke keer terug, dat 'n ou klein vroukie toe in 'n reistoel, wat gesê het, ek bid. Mag ons vandag opnuut besef, die groot uitdaging, wat die Here vandag vir ons gee. En ons leer dit by moeders. Kom ons vat hulle saam. Bybelse moederskap gesien by Sarah, 'n voorbeeld van innerlike skoonheid. Mag die Here ons daar vind, waar ons opnuut vir hom gaan vertrou, om ons innerlik mooi te maak. Bybelse moederskap soos gesien by die vrou van Jochebed, geloof en invloed, hoe sy gekies het om God te vertrou, hoe sy gekies het om haar kind te beïnvloed, en hy die regte keuse kon maak. Die Bybelse moederskap van Hanna, een wat gekies het om te bid, te vertrou, nie te kla nie, nie te mou nie, maar te bid. Bybelse moederskap soos sien by Deborah, wat opstaan toe niemand wou nie, toe sê sy, ek sal die leierskap opneem, en dat ons dit ook opnuut sal onthou, in die laaste plek, dat ons as Maria, met oorgawe getrou sal volg, tot op die einde van my lewe. Ja, vriende, ons kom daar op 'n punt, waar mense by die einde van jou lewe kom. En my orrelis weet wat om te speel op my begrafnis, hy weet. Ere aan God, U die bron van my lewe. My boesempel, Dr. Gerrit Snyman, moet my kom begrawe. Dis die volgende stap. En niemand is daarvoor bang nie, hoekom? Want ons weet waartoe ons gaan. En mag ons vandag opnuut by hierdie moeders kom leer, en daai mandjie van 5 vrugte vat, en in huis toe vat, en in hierdie week elke dag by 1 vrug gaan stil staan. Doen hy moeite. Kry die PowerPoint, luister die boodskap weer. Staan by die vrug stil en sê, Here, kom kry hierdie vrug ook in my lewe. Mag die Here vir ons groot genade gee, om te kyk, te leer, te vat, en verander te word. Amen.
Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend die woord kon oordra, soos dit in ons hart lewend gemaak is. En ons kon vertrou nou die Here, dat hy vader en moeder, oupa en ouma, oom en tannie, sal kom seën met hierdie 5 karaktereienskappe. Dat ons anders sal kyk na ons kinders, anders sal kyk na ons ouerskap, anders sal kyk na ons oupaskap en oumaskap, anders kyk na my oom en tannieskap, maar dat ons sal terugkyk en hierdie kinders aan God kom opdra. Dus u begeerte vir ons, mag ons soos u dit begeer en dit gaan soek. Vader, ons bid die dinge in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende, ons gaan u nooi om saam te staan, dan sing ons die pragtige lied saam. Daar is 'n plek van stille rus, en dit was heel oggend was hierdie lied in my hart. Kom ons staan, ons sluit daarmee af. In die wêreld wat moeg is, in die wêreld wat lawaai, mag ek en jy gereeld hierdie plek gaan opsoek. Dankie Marietta. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap met u wees en met u bly, tot u vanoggend kom kies hierdie ouerskap beginsels vir jouself. Amen.